Dit is 'n voorreg om saam met elkeen van julle te kuier. Ons gaan nie lank wees nie, ons gaan 'n tyd spandeer in gebed. Ons het 'n klomp mense opgekommandeer dat ons almal saam mekaar gaan bid en hopelik vir almal ook gaan bid. Want ons 'n rede vir dit vir vanaand en ook môre aand gaan ons nog meer bid. Want daar's iets in die gees van die Here en as jy jou foon saamgebring het of jou Bybel kan ook jou foon wees, jou foon kan ook jou Bybel wees. Ek gaan 'n paar tekste lees, maar as jy kan oopmaak in die boek van Handelinge so lank en in die boek van Lukas. So ons gaan in Handelinge 1 en dan ook in Handelinge 10 en dan in Lukas 1 en Handelinge 4. So as jy wil saam lees, kan jy saam lees op jou foon, som op jou app en ek gaan dit vir ons aflees. Maar ek wil begin hier dit te sê dat as God self liefdevolle heiligheid is en Jesus Christus is reddende genade, dan is die Heilige Gees teenwoordige krag. Kyk, ek wil dit weer sê. As God self liefdevolle heiligheid is, soos die Bybel hom beskryf, daar is baie terme om dit, maar God is liefde en God is heilig. Dis die twee grootste terme wat ons oor God kry. En as Jesus Christus reddende genade is, dan is die Heilige Gees, en hierdie is my oortuiging, dan is die Heilige Gees teenwoordige krag. Amen. En dit is belangrik dat jy hierdie verstaan op die tafel van jou hart. Want ek het Sondag, en ek glo almal van julle was hier gister, gepraat oor die persoon van die Heilige Gees, die asem van God, openbaar homself in die persoon van die Heilige Gees met die betekenis, die een wat geroep is om langs ons te kom staan of in ons te kom woon. Dit praat van teenwoordigheid. Die effek van die Heilige Gees op die lewe van die gelowige is eksklusief, altyd is meetbaar, is krag. En ek gaan nou vir julle in die Bybel uit dit wys. Nou ek moet dit net sê, dis nie noodwendig altyd aardse fisiese krag. Want ons almal weet, soos wat ons ouer word, die van julle wat nou al verby 30, 40 en 50 sal wees, mens word op sekere plekke, jou bene is nie meer so sterk soos wat hulle was nie. Ja. Ek het so 'n week of 'n paar maande terug, toe ek boor 'n muur, 'n 6 voet muur. Ek 'n tienerseun was my bene rubber toe ek geland het. Maar toe ek daar op die grond land, dus my enkels en my knie, so skopgolwe deur my heupe. Mens word ouer. So dis nie noodwendig, hierdie praat nie noodwendig net van jou liggaam nie. Nou daar is 'n verwysing in Romeine 8:11. Moet maar net die van julle wat op jou foon is, seker dat ek dit net reg noteer. Dit is Romeine 8:11 wat sê met die Gees wat Christus opgewek het uit die dood, het selfs die mag om ons sterflike liggame op te wek. Hy kan selfs dit doen. Ja. En dis waar, want die genesende krag van God se Gees is, as die ewige heilige krag van God aan jou raak, gaan dit selfs 'n fisiese effek op jou hê. Nou ek het al so belewenis gehad met die Heilige Gees, meer as een. Dat het 'n fisiese uitwerking op my liggaam. Nou die van julle wat al vir jare die Here dien sal weet, jy dalk in jou eie beskrywing wat jy al met die Here ervaar of beleef het. En gister het dit daaraan geraak, nou dit kan 'n wind gewees het, 'n duivelike stilte, 'n skinning. Hy kan homself openbaar soos wat hy wil. Maar daar's iets wat gebeur wanneer God se Gees, as die Heilige Gees, die een wat geroep is om langs jou of in jou te kom woon, as dit gebeur, dan is die meetbare wat in die gelowige se lewe gebeur, is krag. En is nie net krag vir iets nie, dis nie net krag vir my nie, dis krag vir iets. Ek gaan dit so verduidelik in die konteks van Suid-Afrika, ons kan almal ken die kragopwekker idee. As 'n kragopwekker staan en hy's besig om te ref, hy's aan. Is hy aan? Hy produseer selfs krag. Maar as hy nie ingeprop is met iets wat krag nodig het nie, staan hy net in punt. So, dit is een ding om te sê, maar ek het God se Gees ontvang. Okay. Mooi. Ek is bly. Jesus het nie nou kom by sy disippels en hy blaas oor hulle. Ontvang die Heilige Gees. En daar is 'n profetiese aksie vir dit wat van kom oor 50 dae of 51 dae van toe af toe hulle geblaas het. Maar ek ontvang nie die Heilige Gees om te sê, maar ek het 'n belewenis gehad of 'n ervaring gehad. Ek ontvang krag, maar ek gaan dit weer sê, jy moet hierdie mooi kry. As God self liefdevolle heiligheid is en Jesus Christus is reddende genade, dan is die Heilige Gees teenwoordige krag.
Dis hoekom daai woord krag in die Grieks wat hulle die meeste van die tyd gebruik, is die woord dunamis, dinamies, kragopwekker. En die Heilige Gees is dinamies. Hy is beweegbaar en beweeglik. Dan kan jy verstaan dat die psalmskrywer in Psalm 139 omskryf sê, waarheen sal ek gaan om van u gees af weg te kom? Jy het al gelees? Hy sê, waarvan? Ooste, weste, op, af, diepste duisternis. Ek kan nie wegkom, want u gees is dinamies. Want hy is nie net krag nie, hy is ook teenwoordig. Hy is nie net teenwoordig nie, hy is ook krag. Dis die persoon van die Heilige Gees. En wanneer ek hom sien as teenwoordige krag, dan verstaan ons hoe Paulus hom beskryf. Daai goed wat ons bid as ons mekaar seën. En nou mag die liefde van God, die genade van en die vrede. Wanneer ek weet dat ek die teenwoordigheid van God se Gees en sy krag in my het, wat gebeur? Dan word ek oorweldig met vrede. En dan moet jy verstaan wat vrede beteken. Dit praat nie noodwendig altyd van rustigheid nie. Dit praat van shalom. Shalom sê, ek staan in sy teenwoordigheid. Wanneer ek daar is, het ek alles wat ek nodig het en alles gaan oukei wees. Dit beteken nie daar storms nie, dit beteken nie dinge gaan nie volgens plan nie, dit beteken nie die wêreld druk teen my nie. Ek is in die teenwoordige krag van God. En wanneer ek daar is, het ek vrede. En dis hoe ek oortuig is, net soos wat ons Kersdag, as jy die idee vier van die koms van Jesus Christus, ons weet dat is nie daai spesifieke dag nie, maar die koms van Jesus Christus, is Pinkster, ons vier die koms van die Heilige Gees. Maar wanneer jy terugkyk na die werk van Jesus Christus met die reddende genade, dan is elke dag eintlik Kersfees. In die hart van die gelowige. Want elke dag is sy genade vir my vars. Ek ontvang dit elke dag. En dis dieselfde waar met die Heilige Gees. So ek wil jou vra om hierdie week 'n oefening te doen vir jouself. Hoe jou stilte tyd lyk, hoe jy lees, hoe jy jou dinge doen, wat ook al jou ritme rondom 'n klomp goed is. Ek wil graag hê, en die oggende, as jy nou wakker word, jy kan sit op die bed, jy kan klim op die bed, jy kan sit aan die tafel op die stoep gaan sit, as jy 'n view het, en jy is baie geniet dit, as jy hier agter die koppie bly, dis okay, kyk in die berg vas, hoe ook al wat vir jou werk, en doen 'n kort gefokuste gebed. Heilige Gees, ek ontvang vandag krag wat ek nodig het. Vir hom. Onthou, hy is dinamies. Hy's hier, hy's net hier nie, hy's hier. Sê maar ek maak 'n keuse om dit wat U vir my is, om daarbey in te haak weer. En vanaand gaan ons die Here vertrou en ons 'n klomp mense en ons gaan saam met hooplik elkeen van julle bid vir 'n vars aanraking van die Heilige Gees. En die vars aanraking, en ek wil dit regtig sê as 'n terms and condition, die realiteit gaan nie oor die aanraking dat jy iets moet ervaar nie. Die realiteit is jy moet krag ontvang. Amen. Want ek kan 'n ervaring baie keer en ek stap kragteloos by 'n plek uit. Ek het 'n ervaring gehad. Gebeur baie keer is ek en my vrou, ons kyk nie baie flieks nie, maar baie keer sal ons nou aand uitsien, dan kyk ons 'n fliek. En dan een van ons gelees, hierdie fliek is aanbeveel, dis 'n goeie fliek. En dan kyk ons die fliek en ek en my vrou so, want ons is lief vir die kunste. Ons kan nie begin en dit nie klaar kyk nie. Ons is nou commit. En as dit klaar is, dan sê ek vir my vrou sê, dis nou 2 ure van my lewe wat ek nooit meer gaan terugkry. So want ek het 'n ervaring gehad, maar daar ek niks beleef nie. Dit was net so vanaand wanneer ons saam met jou bid, is die ervaring 'n wysig. As jy 'n stilte oomblik, 'n dinamiese oomblik, as jy iets in jou liggaam beleef, pragtig, dis mooi, dit mag so wees. Dit moet so wees. Daar is niks aan my fout nie. Maar jy moet hier uitstap met 'n nuwe bewustheid van krag. Amen. Want dit is ons bou. Want die Heilige Gees, die wat geroep is, die Parakletos, is die wat geroep is om langs my of in my te kom staan en wonend te word. Dit is my krag. En vir die realiteit is soos elkeen van ons ouer word in jou wandel in hierdie wêreld en al die goeders wat om ons aangaan. Wil ek vir jou sê, as dit nie vir die krag van die Heilige Gees was ek hier al lank al die kappel klaar verby skryf. Skryf maar die slot op my lewe. Nie net in die ritmes van my liggaam en selfs emosies nie, en dinge wat mens beleef, want daar's maklike jare, daar's moeilike jare, daar's moeilike weke, daar's maklike weke, daar's maklike dae, daar's moeilike dae. Dit is die menslike realiteit. Dit is die realiteit van die nalatenskap van die mens. Die dag toe jy jou eerste asemteug gehad het, is jy gewaar word jy gaan goed beleef, wat jy nie van hou nie. Jy is gewaar word jy gaan deur goed gaan wat nie vir jou lekker is nie. Dis hoekom ons die Heilige Gees so nodig het.
Want hy is teenwoordige krag. En wanneer hy teenwoordige krag is, daai krag het 'n effek op jou, want dit is nie krag vir jou nie, dit bekragtig jou om iets te wees, iets te sê, of iets te doen. Dit wil hy van jou vra. Want die krag wat 'n kragopwekker het, as hy nie daar staan, daai 5.5 kVA, is 5.5 kVA, maar as hy nie bekragtig in die bekragtige plek in, dan gaan die huis nie bekragtig word nie. Myne wat ek gehad het, hy het nie 'n knoppie gehad nie, jy moes dit gedoen het. So my regterarm was op 'n stadium baie bekragtig. Maar dit help nie, hy staan net in 'n idol nie. Besef ons, dat die volle openbaring van wie God is, nou sy woning in jou kom maak. Die eksklusiewe uitnodiging, het nou vir almal geword, en nou gaan ek my gees uitstort, op alle vlees. En ek wil hê dat jy, en ek het net 'n paar tekste uitgelig oor die Heilige Gees, ek kan nie oor hulle almal lees vanaand nie, ons het nie tyd nie, ons gaan môre aand aangaan met dit. Maar ek wil hê vir jou 'n paar dinge lees oor die Heilige Gees, en ek wil jy met mooi luister op wat die teks sê, oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees as persoon, die ervaring is 'n bonus, dis mooi, wat wil jy ervaar, in jou verhouding met die Here, is mooi, die Heilige Gees. Ek vertel in die week, vertel ons, en julle kan my vrou na die tyd die storie kom vertel, sy bel my, enige bidbank, en met ek het dit nog nie vertel, nee. Sy bel my met groot vreugde. Ek sê, wat nou? Dit was 'n Dinsdagse dag. Ek sê, wat het gebeur? Mense het in my kantoor gesit, sy was besig om daar te werk, die Heilige Gees is nou by jou. In die vorm van 'n duif. Venster was oop, op die vensterbank ingeklim, op die lesenaar by haar kom sit. Nou, ek wil dit nie afmaak of opmaak nie, maar daar was 'n oomblik vir my vrou, dit was net 'n duif, ja. En ek wil nie te veel in dit inlees, maar die realiteit was, God se Gees, hy het homself kom openbaar net weer, maar ek is hier. In 'n tyd toe sy nodig gehad het om te weet, ek is hier. Het God sê dat deur sy Gees kom fluister, ek is hier. Fisies deur 'n duif. In Handelinge 4 die skryf was al 'n skudding, daar's goed wat gebeur, so wat dit al jou ervaring is mooi, maar wat ons moet weet is die Heilige Gees. En kerk, hierdie is die belangrikste, hy is teenwoordige krag. God is liefdevol heiligheid, Jesus is reddende genade, maar die Heilige Gees is teenwoordige krag. En wanneer dit in jou woning maak, is die effek op jou lewe. En nou het ek rustigheid, want ek weet, ek het al die krag in my. Nie myne nie, want ek wil vir jou sê, jou krag is te min. Maar ek het al die krag in my, want sy Gees woon in my. En dit gee vir my shalom. Die Engelse woord is die Afrikaanse keer lekker. It's a state of tranquility. Dis daai, alles is in balans. Alles wat in lyn wees is in lyn. Maak nie saak wat om my aangaan. Want ek weet wie die Heilige Gees is. Hy is teenwoordige krag. So kom ons kyk na 'n paar dinge. Ons gaan eers gou na Handelinge kyk en dan gaan ons Lukas toe, dan gaan ons 'n paar ander tekste kry. Handelinge 1 vers 8. Dis die bekendste ding van Pinkster, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die Here, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So Lukas kom skryf in die boek van Handelinge dat wanneer krag oor iemand gekom het of wanneer die Heilige Gees oorkom met krag, wat is die effek? Getuig. So wanneer die teenwoordige krag van God se Gees in my kom woning maak, een van die dinge wat outomaties gebeur, is ek begin getuig. Ek soek nie redes om mense te skel nie, ek soek nie, daar is nie goed ander goed wat ek soek nie, iets van dit wat die Here in my lewe gedoen het, kom net uit. Dit kom net middag by elke gesprek uit, nie middag in elke oomblik nie, ek raak nie 'n irritasie of oorlas vir mense nie, maar wat met my gebeur is, een van die goeders, ek kan dit net nie help nie. Hoe gaan dit met my? Gaan goed. Hy het gewoon my kantoor in en hy sê, ek moeg, ek sê, ja, my lyf, ek is maar, so 'n lang dag. Hy sê, maar, hoe gaan dit met jou? Ek sê, goed my, ek het ewig gehoop. Ewig gehoop, my hoop is nie tydelik, my hoop is ewig. Hoekom? Want is my maklik om te getuig, want hoekom? God se Gees woon in my. Amen. Dat alles ek moeg, alles daar lang, al raak ek ouer, my knie raak swakker. Dis okay. Ek kan getuig, want sy Gees woon in my, my krag. Die dinamiese krag van God se Gees, die teenwoordige krag van God se Gees woon in my.
Handelinge 10, vers 38. Hier is wat hulle noem in die Bybel, Jesus se curriculum vitae, die opsomming van sy lewe, sê die volgende, is 'n ongelooflike teks in die Bybel. En met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en met krag. Jy sien, hulle loop altyd by mekaar. Die Heilige Gees se openbaring in die hart van die gelowige gaan altyd saam met krag. Ons is nie kragteloos nie. Want ons het nie 'n gees van vrees ontvang nie wat sê maar van krag. Liefde en selfbeheersing. So ons het nie, ons ontvang 'n nuwe gees en daai gees geopenbaar teenwoordig. Nie verlede tyd nie, dit was daar ook. Nie toekomstige tyd nie, dis vir dit ook beloof, maar in die nou dadelik is daar aan jou beloof, sê die belofte van die Vader is 'n teenwoordige krag wat in jou lewe gaan wees. Hulle moes vir hom gaan wag. Sê ek, maar wanneer jy hom ontvang het, is jou lewe in die teenwoordige krag van God. Nie ek teenwoordig, die teenwoordige krag van God. Dis die persoon van die Heilige Gees. En wanneer ons as gelowiges dit opnuut weer besef, dan is Pinkster nie iets wat 2000 jaar gebeur het nie. Dis nie dat ons self aan gister aan herinner het nie. Dis vanaand ook Pinkster. En dis môre aand ook Pinkster. En dis Woensdagoggend ook Pinkster. En dis Donderdagmiddag ook Pinkster. En dis Vrydagnag ook Pinkster. Dis elke dag Pinkster. Hoekom? Want die teenwoordige krag van God se Gees woon in my. En dit bring my lewe in balans. Ek het ewige vrede, ek het ewige hoop, die shalom van God is my deel. Ek het niks waarvoor ek bang is nie, hy hou alles in sy hand vas, hoekom? Want hy is met my. En hy het beloof. So met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, kyk wat sê die effek. Hy het die land deurgegaan en goed gedoen aan almal. Iets wat gebeur in die transformerende krag van die Heilige Gees. Nie net raak jy 'n getuie nie net kry jy 'n getuienis nie, want hoekom die Here het jou diep uitgehaal, hy het jou deurgedra, hy het jou heel gemaak, hy het jou aangeneem, hy het jou 'n plek gegee in sy huis, dit raak my getuie. Niemand van ons is dit werd nie, dis my getuienis. En dit is altyd my so snaaks. Ek het dit so jare of 3 terug genoem, dalk nie ja. Die mense my sê, jy moet daai ou se getuienis gaan hoor, want hy's 'n groot Christen. Toe ek jonger was, het altyd dink dis groot mense. Maar kom mense aan, lyk hulle soos dit, en sê, hy is nie 'n groot Christen, hy het eintlik so opsit standaard. So hy sê, ek sou nie 70 kg in 'n man klassifiseer as 'n groot Christen. En dan vertel hulle stories. So as dit nou klassiek vir Darryl moet opsom, Darryl het 'n groot getuie. So dat Darryl se storie ken, van waar die Here hom uitgehaal het en waar die Here hom gebring het. Maar dan baie keer en dink ons maar, ek het so al van die kerkbanke groot geword, my getuienis is klein. Dis nie waar nie. Almal wat gered is, het 'n baie groot getuienis. Want niemand van ons is werd nie, niemand van ons is goed genoeg nie, niemand van ons nie. Amen. Maar die oomblik wat God se Gees kom woon maak in jou, nou het ek 'n getuienis. En nie net dit nie, nou is hy teenwoordige krag my deel, en dit gebeur met Jesus, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe hy gesalf is met die Heilige Gees en met krag. En die effek wat dit op hom gehad het, hy het die land deurgegaan en hy het goed gedoen. Hy het goed gedoen. Hy het nie sleg gedoen nie, hy het nie verkeerd gemaak nie, hy het nie gebreek nie, hy het goed gedoen. Dis die effek wanneer God se Gees kom woning maak in ons. Ek soek geleenthede om goed te doen. En dan sê hy hierso, en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was. Omdat God met hom was. Dit is die teken van die Heilige Gees. En hy het almal genees, onder die mag van die duiwel was. En ek en jy stryd is deel van my almal, onder die mag van die duiwel was. Wat vasgehou was in duisternis, en kettinge vasgevang is in die dood van sonde en oortreding. Ons is God se vyand. Hy het ons losgemaak van dit. Dis wat hy gedoen het. Maar nie net is die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees, nie net is dit getuienis nie, nie net is daar goedheid wat nou uit my begin uitvloei nie, want hoekom? Die karakter van God maak nou woning in my. Dit is nie iets wat ek myself moet sê, okay nie, vandag moet jy goed doen. Doe net goed vandag asseblief. Praat net goed, dink net goed. Hier die lamp geloof op. Hankie,
potensie, hierdie wêreld, waar by ons, al die plekke, al die bome wat daar staan, suurlemoene, al die goed. Niemand, ek het nog nooit 'n suurlemoenboom probeer 'n suurlemoenboom wees. Hy probeer nie 'n suurlemoenboom wees nie. Hy is 'n suurlemoen. Jy hoef nie vir 'n kat te sê of 'n kat, jy gaan probeer kat wees. Hy's 'n kat. Hy doen dit vanself. So wanneer die teenwoordige krag van God se Gees in jou woning maak, is die effek daarvan, goedheid vloei van self uit jou uit, jy kan dit nie help nie. Want iets het verander in my gemoed. Ek wil anders doen, ek wil anders praat, ek wil anders weet, want sy Gees, sy teenwoordige krag is in my. Lukas 1 en Lukas 4, ons gaan gesoem toe. In Lukas 1 is dit waar die engel met Maria kom praat. En die engel antwoord daar, Lukas 1 vers 35. En die engel antwoord en sê vir haar, dis Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom. En die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. So die engel kom praat met daar, dat die Heilige Gees, die teenwoordige krag van God, gaan jou oorskadu met krag. En daai krag gaan maak dat jy geboorte gee aan 'n kind. Dis wat met Maria gebeur. Daai het 'n fisiese effek in haar wêreld gehad. Die realiteit wat ek hier sien is, die Heilige Gees opereer nie net in die gees nie. Amen. Dis goeie nuus. En alles daar dinge in die vlees wat afvallig raak, wat stikkend is, wat nie nodig gelyn word nie. Die Heilige Gees is nie beperk. Okay. Die Heilige Gees is nie beperk tot die gees nie. Hy sê die krag, die Heilige Gees en krag gaan jou oorskadu. En dit gemaak dat jy fisiese kind gaan baar. Fisies. Die Heilige Gees is nie beperk nie. Kyk, jy moet hierdie verstaan. Daar's goed in jou wêreld wat vir jou 'n beperking is. Dis nie vir die Heilige Gees 'n beperking. Daar's goed in jou wêreld en sê ek kan dit nie doen nie. Jy's reg, jy kan nie. Die Heilige Gees is nie beperk nie. Amen. Toe ek hierdie bietjie gaan bestudeer. Vrouens het XX kromosome, né? Mans het XY kromosome. Wetenskaplikes, teoloë, almal van hulle worstel met die realiteit. Hoe is dit moontlik vir 'n vrou wat 'n maagd is, wat nog nooit by 'n man was, om ewe skielik in sy eie kromosoom in die hande te kry? Dis fisies nie moontlik nie. Vrouens is XX. Maar sy gee nie geboorte aan 'n dogter nie, sy gee geboorte aan 'n seun. Ergens moet sy eie vandaan kom. Waar het dit vandaan gekom? Want die Heilige Gees is beperk. In die wêreld van die wetenskap en selfs in die oë van teoloë sê maar, dit is onmoontlik. Dis onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Dit is menslik onmoontlik. Jy is heeltemal reg. Maar die Heilige Gees is nie beperk nie. Amen. Jy sê dan kom dit Gees is, hy is, dis die aarde. Die Heilige Gees kan opereer soos hy wil. Hy is nie beperk nie. Ek wil vir jou vanaand sê, en dit het ons die teenwoordige krag van die Heilige Gees, as jy daai opnuut oop jou oë oopmaak en jy dit kan verstaan, dan moet jy verstaan dat daar's geen beperking vir die Heilige Gees. Amen. Here, ek kan nie. Jy kan nie. Daar's nie beperking vir sy Gees. Amen. Amen. Daar's nie beperking vir sy Gees. Ons het hom gesê, laat dit so wees vir u diens, my sien dit gebeur. In Lukas 4 sien ons Jesus wat deur die Gees in die woestyn ingelei word. Sien dit, né? Om beproef te word deur die duiwel. Daar gaan hy, die Heilige Gees, en kyk wat gebeur. In Lukas 4 vers 14, dit sê die volgende, dit is 'n ongelooflike stuk, want ek wil hê jy moet die koneksie maak, want baie te maak is nie met die koneksie, die Heilige Gees en krag. Die Heilige Gees en krag. En Jesus het in die krag van die Gees teruggekeer na Galilea. En die gerug aangaande hom het deur die hele omgewing uitgegaan. So die effek wat dit gehad het, die effek by die Heilige Gees, die teenwoordige krag van God, is nie net getuienis nie.
Dis nie dat dit onbeperk is nie. Dis nie dat dit goedheid uit jou uit gaan vloei nie. Dat wat met Jesus gebeur het, die krag van die Gees, daar gerig, sy naam het begin versprei. Die naam van Jesus Christus, nou moet jy baie mooi onderskei. Die moderne kerk sal sê, bou jou koninkryk, ek moet my naam versprei. En nie moet jy met sy naam versprei nie. Die naam van God moet versprei word. Die naam van Jesus Christus moet versprei word. Die grootheid van sy koninkryk moet versprei word. Maar die effek daarvan, Jesus, vol van die krag van die Gees, het wat gedoen? Dat die teenwoordigheid, die gerug van wie hy is, het versprei. Die gerug van Jeffreys Bay het versprei, want ons mense wat in die Gees handel. Die gerug van Hoefkruis, van Paradys, van Aston, van Seeplek, van Hankie van Potensie, van Kaap St. Francis, het versprei. Hoekom? Want ons mense wat in die krag van die Gees gewandel. In die onmoontlike, deur die onmoontlike, tydens die onmoontlike, fisies gelukkig, fisies gebreek, maak nie saak nie, maar die teenwoordige krag van God was in die lewe. Dis wat hulle gedoen het. Dan gaan 'n bonusronde. Dan gaan ons bid. Romeine 15 vers 13. Hier is 'n seëngebed van Paulus. Hoor wat sê hy? Hy sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Deur die krag van die Heilige Gees. Ek gaan dit weer vir julle lees. En mag die God van die hoop, so hy praat oor hoop. God is hier wat hoop bring. Julle vervul met alle blydskap. Nie bietjie blydskap nie, sê nie blydskap nie, julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop. Sodat jy nie net genoeg hoop het om te oorleef nie. Dis hoekom ten spyte daarvan toe Heinrich in my kantoor en Duikerol so uur terug, 1,5 terug. En hy vat my so en sê, joh, jou oë is rooi, lyk of jy bloei, dit is goed nie. Het nie al goed is. Maar ten spyte dat die belofte wat die geskryf word sê, dat jy oorvloedig mag wees in hoop. Hoe? Deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Dat nie net al die goed wat ek nou genoem het nie, nie net getuienis nie, en die Heilige Gees nie beperk is nie, en dat goed uit jou kan uitspoel. Net daai dat hoop raak oorvloedig in die hart van 'n gelowige. Amen. Amen. Jy sê vir die gelowige, ja, dis belangrik wie regeer op 'n aardse vlak, maar dis eintlik ook nie belangrik. Want ons hoop is nie tydelik nie. Ons hoop word nie beperk teen wat die Kouga munisipaliteit sê nie. Ons hoop word nie beperk teen wat die nasionale regering sê. Ons hoop word nie beperk teen wat in Amerika gebeur nie. Ons hoop word nie beperk wat in Rusland gebeur nie. Ons hoop word nie beperk wat die Chinese sê nie. Ons hoop word nie eens beperk wat die pikkewyne doen in Antarktika nie. Niks. Mag jy oorvloedig wees in hoop. Amen. Oorvloedig wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees. En hierdie is nou iets wat ons die laaste maand gesien het. Oorvloedig. Oorvloedig. OK, hierdie moet jy nou in jou gees laat staan. Oorvloedig beteken nie meer as genoeg nie. Oorvloedig beteken te veel. Amen. Amen. Ek moet hierdie nou snap van hom. Laat jy oorvloedig kan wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die oorvloedige hoop beteken nie ek het meer as genoeg nie. Beteken ek het eintlik te veel, ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Ek het soveel hoop, ek kan dit myself huishou nie. Die mense by die Ferry Hotel, ons het daar verbygery. Die aand voor die rivier deur sy balle gestuur, water al op die kant. Waar sy trokke hulle laai. Dis oorvloedig. Daar's soveel water, ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Die dampbal kan dit nie keer nie. Hy loop hier, wat op jy staan, 3 miljoen liter is ek of so iets belaglik. Oorvloedig beteken nie ek het meer as genoeg nie. Oorvloedig beteken ek het te veel, ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Ek is so
geweldig teer hoop, ek weet wat se kant toe om te gaan. As ek hierdie kant toe kyk, het ek hoop. As ek hierdie kant toe kyk, het ek hoop. As ek afkyk, het ek hoop. As ek opkyk, het ek hoop. As ek omdraai, het ek hoop. As ek inkyk, het ek hoop. As ek my oë toemaak, het ek hoop. Ek is oorvloedig in hoop, want die krag van die Heilige Gees, die teenwoordige krag van die Heilige Gees, leef in my. Amen. Dankie Jesus. Kerk, dis iets anders. Dankie Here. As hulle sê, ja, ek is 'n kind van die Here en ek is vervul nie. Sê net van ek is vervul met die Heilige Gees. Die teenwoordige krag van God is my deel. En dit het nie net een effek dat hy by my is nie. Hier's 'n klomp effekte wat die Bybel op dit uitspel. Jy gaan oorvloedig wees in jou hoop. Al maak jou eie wiskunde nie sin nie. Al sê die dokters wat, dit steel nie my oorvloedige hoop nie. Dit steel dit nie by my nie, want die krag van die Heilige Gees is in my. Die teenwoordige krag, dis nie iets wat ek môre gaan kry nie, ek het dit vandag. Dis iets wat ek gister gehad het en nou is dit dalk weg nie, ek het dit nog steeds vandag. Dis myne, dis my deel, hy het dit beloof vir my, en dis my wêreld. Amper deur, dit is nog geraai. Efesiërs 3:16, selfs soos Johannes 3:16, is wat om te onthou. Ook Paulus, dat hy aan julle mag gee, aan die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy Gees, die innerlike mens. Mag ek onthou, Johannes 3:16, Efesiërs 3:16, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, die openbaring van sy grootheid, dis wat heerlikheid is, die volle afdruk van wie hy is, dat ons hom kan sien vir wie hy is. Hy sê, mag hy dit doen? Die mag van die rykdom van sy heerlikheid, om met krag te versterk, deur sy Gees, in die innerlike mens. En ons wêreld is vol pyn, die wêreld is stikkend, ons is onder druk, dinge gaan swaar, die dieselprys, die petrolprys, die vleisprys, die veldbrande, die goed, die alles, dis alles waar. Maar as iets van hy kom en hy sê, mag hy met die rykdom van sy heerlikheid, mag hy hom sien vir wie hy is. Hoe? Die krag van sy Heilige Gees. Mag dit jou, wat doen? Wat doen dit? Mag dit jou innerlike mens versterk. Nie net gee dit my getuienis nie. Nie net is dit onbeperk. Nie net is dit nie net goed dat dit my uitstraal nie, maar iets wat gebeur is dat ek word in my innerlike mens versterk. Al raak ek ouer, my innerlike mens word sterker. Jy sien, maar dis so die Bybel vir ons al verduidelik. Hy sê, ek begin, in Johannes 2, ek begin by 'n klein kind, as ek 'n jong mens, as ek 'n volwasse, ek word sterker in die Gees. Hierdie krag van sy Gees. Romeine 15, tweede laaste een, Romeine 15 vers 19. Die krag van tekens en wonders, die krag van die Gees van God, sodat elke evangelie verkondiging van Christus volbring het, van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum, is 'n interessante plek. Krag van God se Gees is ook bevestig deur tekens en wonders. Goeders wat jou mond laat oopmaak. Goeders wat jou laat sê, maar dit is onmoontlik. Ja. Dit kan nie wees nie. Die teenwoordige krag van God kan hy dit ook doen. Wat jy dalk vir jouself sê, maar hierdie gaan 'n wonderwerk verg. Die Heilige Gees kan. Hy kan sy krag bevestig met wonders en tekens. Jy dalk vanaand op 'n regte wonderwerk nodig. Die Heilige Gees kan. Nou, want hy's dinamies, hy's nie beperk nie. Wie jou sê dit maar, ek kan nie, jy's reg, jy kan nie, hy kan. Hy kan. Want hy is die teenwoordige krag van God. Micha 3 vers 8 in die Ou Testament. Jy maak ek klaar. En daarenteen, ek is daarenteen vol krag. So Micha kom maak 'n stelling oor homself, en dis waarmee ek ook klaar maak met Micha 3 vers 8. Hy sê, ek is daarenteen vol krag. Ek is nie pap en afgeblaas. Nou Micha se storie is, hy het baie weerstand gehad, hy was 'n profeet. Profete was glad nie geliefd nie.
En die moderne kerk is ons lief met profete, want hulle sê mooi goedjies vir ons. Jy wou nie gehad het 'n profeet is by jou deur aan klop. Jy wou nie gehad het 'n profeet is in jou dorp aan loop nie. En die vrees van die Here jou beet gepak. So hierdie man was nie baie alleen, hy het nie baie vriende gehad. Nie. So hulle is gespot op. Mense het uitgejou, hulle was regtig nie baie geliefd nie. Inteendeel, Jesus sê vir die Fariseërs, sê as die profete vandag geleef het, julle hulle ook doodgemaak. Julle praat nou so groot, julle sou vir hulle geluister het. Julle sou nie. Want profete is nie regtig ouens wat idols sou gewen. Of America's Got Talent, in die glad. Hulle het mense opgewek. Micha sê vir homself, in sy persoonlike opdrag, en dit is die verklaring wat die gelowige moet uit kan maak, nie uit arrogansie uit nie, maar uit oortuiging dat die teenwoordige krag van God se Gees woon in my. Want die belofte van wie hy is die een wat geroep of gestuur is om langs my, in my te kom staan. Ek is daarteen vol krag. Kyk, die begin van Pinkster vir my en jou, is wanneer jy dit kan verklaar en verstaan oor jouself. Ek is nie meer pappig nie, ek is vol krag. Nie ek wat in hier is nie, onthou, my huis het die krag nie. Die dunamis, dynamo is ingeprop in die huis. En omdat die huis ingeprop is by die dynamo, kan ek die ligte aansit, ek kan die stoof aansit, ek kan die geyser aansit. Kan dit alles doen. Elke plek wat krag nodig het wat? Krag. Elke area wat krag nodig het krag. Dis hoekom Micha kan sê, hy sê ek is daarteen vol krag. Dan sê hy hoe? Nie, want my opleiding was goed nie. Nie, want ek het vir Elia gelees en 'n paar van sy boeke bestudeer nie. Nie, ek was in die profeteskool en ek weet wat om te sê nie. Dis wat hy sê nie. Hy sê, kyk wat sê Micha 3 vers 8. Hy sê, ek is daarteen vol krag met, daar's 'n streepie op die met. En as daar 'n streepie op 'n ding is, dit is stuk belangrik. Is daar 'n akiet of 'n grafis? Ek weet nooit wat sê dit vat nie. Afrikaans, as Afrikaanse mense. Hy staan so. Dis 'n akiet. Grafis, ek weet nie. Maar wat ek weet is belangrik. Dis nie enige soort met nie. Dis 'n baie spesifieke met. Hy sê, ek is daarteen vol krag met. Dis die beste wat ek kan sê. Die Gees van die Here. Nie die gees van die profete nie. Nie die gees van my voorstate nie. Nie die gees van my stam nie. Nie die gees van my volk nie. Nie die gees van my nasie nie. Ek is daarteen vol krag met die Gees van die Here. Dit is wat my realiteit anders maak. En dan sê ek wat gebeur. Kyk wat die effek het dit op Micha. So nie net bringende getuienis nie. Nie net begin die goedheid van die Here uit jou uitvloei. Nie net is dit nie onbeperk nie. Nie net is dit wonders en tekens nie. Nie net daai goed. Kyk wat gebeur met Micha. Hy sê en reg en heldemoed. Hy sê die krag van God wat in my lewe wees, sy Gees, dit gee aan my reg en heldemoed. Waagmoed, braafheid. Ek kan doen wat ek moet doen. Ek kan sê wat ek moet sê. Ek kan wees wat ek moet wees. Want ek is daarteen vol krag met die Gees van God. Om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde, dat hy soos 'n profeet gaan roep om die woord van die Here oor te oorlei. En ek wil vir jou sê, wat Micha 3 hieroor sê oor homself, dat die effek van die Gees van die Here, die krag van God wat in hom wees, die effek daar is dat hy gevul word met heldemoed. Wil ek vir jou sê, gaan in die dag waar ons bly, hoor wat ek vandag vir jou sê. Hier sit my vrou as 'n getuienis. Ek het COVID voordat dit gebeur in Suid-Afrika geprofeteer. En ek is nie 'n profeet. Toe 2020 begin, hier is nou 'n profetiese aksie. Toe 2020 begin en almal praat oor 2020 vision, want dit is altyd dit is die beste. Jy kan alles sien as jy 2020 visie. En jy onthou. En almal wat ek hoor wat goed sê oor die jaar is 2020 vision. En ek het in my stilwordtyd in Januarie en toe ek by die droomsondag vir die gemeente sê ek luister gou baie mooi. Ons gaan onsself hierdie jaar en vir die voorsienbare toekoms in 'n baie diep storm bevind. Nie net ons kerk nie, maar hierdie wêreld.
En ek het nie geweet hoe ek dit sê, dit het my mond uitgeloop. En ek sê, kerk, ek probeer niemand bang maak nie, maar ons gaan grondpad ry. En dan praat oor 2020 en ons gaan net sien en ons gaan visie hê, maar ons gaan grondpad ry. En dit was nie iets te sê nie, maar dit was iets van die gees van die Here wat iets in my openbaar het. En dit het nou gebeur. Ek het nie gehoop het gaan gebeur en ek het ook nie gehoop het nou 2 jaar nie, maar dit het gebeur het. Maar ons iets wat die kerk moet hoor in Pinkster. Dis hoe ek verstaan en daai mense gesê het, maak my maar dood. Ek gaan nie ophou nie. Maak my maar dood. Jy doen my eintlik 'n guns as jy my dood maak. Want Micha sê vir homself, hy sê, ek is vol met die krag van God se gees. Amen. En daar's 'n braafheid, daar's 'n heldemoed wat in my kom posvat. En hier is 'n ding wat ek 6 jaar terug gesê het met COVID en ek wil dit nou vir julle wees. Die wêreld en Suid-Afrika insluit in klei gaan geskit word. Hoor wat ek vandag vir jou sê. En dan het jy die krag, die teenwoordige krag van God se gees in jou lewe nodig. Weet jy vir die volk van Suid-Afrika nie gaan ons vir die wetsontwerp oor kerke nie. Ons is op die voordeur dat kerke gaan gereguleer word, soos wat in China is. In China is die boogrondse kerk massief. Ek gaan vat dit gou op. Die boogrondse kerk in China is massief, die grootste kerk in die wêreld. Maar hulle mag 2 goed nie sê nie. Hulle mag nie sê Jesus is die redder nie. Want die kommunistiese party is die redder. En hulle mag nie sê Jesus is koning nie, want Xi Jinping is koning. Verder mag hulle enigiets sê. Dis hoe die ondergrondse kerk vertrap, vermoor in die tronk gegooi word, hulle gooi die sleutels weg. Want hulle verkondig, daar is net een redder, en is Jesus Christus, en ons glo. Daar is net een koning, en dit wat die naam bo alle name het, en is Jesus Christus. En Suid-Afrika staan op die vooraand, waar ons sekere goed in die woord gaan wees, dat ons nie meer mag sê nie. En dan gaan die toets kom. Gaan ek soos Micha kan sê, die krag van die gees leef in my. Gooi my dan in die tronk. En ek sê dit baie versigtig, want jy gaan jou eie koste moet bereken, die van julle wat by die disipelskap kursus is. Ek kan dit nie vir jou doen. Maar ek wil jou sê, as jy 'n nierkleins met vandag op die weegskaal moet sit, het ek my besluit gemaak. Want ek weet dat die teenwoordige krag van God in my leef. En as dit beteken dat my tyd op aarde kon geknip is, then so be it. Maar die wêreld staan op die voorgrond, waarom ons 'n verwarring gaan begin sien. En die Engelse praat van desecration in die tempel. Dat selfs die kerk gaan begin val en verbrok. Dan sê dan kun jy weer die tyd is naby. Die tyd is naby. Maar Micha gee 'n profetiese rede, verklaring oor homself, wat vandag ook beaam moet word. En daarteen is ek vol krag met die gees van die Here, reg en heldemoed, om aan Jakob te verkondig wat ek moet verkondig. So kerk, ek wil vanaand, en dan gaan flip ons 'n bietjie musiek maak, ons 'n klomp mense wat saam met jou gaan bid. En nie net is die Heilige Gees, wanneer hy in ons woon, maak hy getuienis los nie. Nie net wanneer die Heilige Gees in ons woon, die teenwoordige krag van God, is hy dinamies nie, wil ons goed doen nie. Hy's net vasgevang in die gees nie, hy kan in die fisies ook opereer. Nie net is dit die openbaring van die heerlikheid van God, en oorvloedige hoop in jou, maar dit bring ook oortuiging in jou, van die kom heldemoed in die gelowige op. Dat ek sal staan, al staan ek alleen. Ek sal hom dien, al dien ek hom alleen. Hy het te veel gedoen vir die mensdom. En soos wat hy sê wil bring, hy het te veel gedoen vir my. Hierdie liefdevolle, heilige God, sy seun, vol reddende genade, en die Heilige Gees as teenwoordige krag. Hy het te veel gedoen in my lewe. Dis ook as jy my vir my, nie, is elke dag Pinkster. Elke dag Pinkster. Maklike dae, moeilike dae. Die dae wanneer my liggaam sterk is, Dirk, wanneer my liggaam val. Die dae wanneer die lewe nie mooier kan raak nie. Die dae wanneer die gat nie dieper kan wees nie. Maak nie saak wat nie.
Die teenwoordige krag van God is by my. En daai belofte is, en hy is met julle tot die volending van die tyd. En daai vat ek neer, is elke dag Pinkster. Ek is vol krag. Jy is vol krag. So die uitnodiging vanaand is tweeledig. Die eerste een, jy is 'n kind van die Here. Maar jy is nie seker hoe hierdie krag werk nie. Ons moet saam jou bid. En ek wil nie sê dat jy in die Gees jou vinger in die plank druk nie. Dis nie wat ek nou vanaand wil sê nie. Want die Heilige Gees sal jou aanraak soos die Heilige Gees jou wil aanraak. Ek het nie beheer daaroor. Maar dat jy 'n kragbewustheid sal hê. Ek nog 'n generator gehad het. As hy aan is en ek sit op by die plank en hoor net piep 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 piep, gaan al die voetjies aan die agter. Grrr, die yskas begin vibreer. Wat dit ook al is, wat ook al daai oomblik is van kragbewustheid dat die Heilige Gees dit vir jou sal wees. En dalk voel jy, en ek gebruik die woord gevoel baie versigtig. Dalk voel jy vanaand, my kragtankie is bietjie laag. Dis nie in jou emosie en dis nie in jou vlees. Maar as jy vanaand oortuig is, wat ek vir jou sê, as God se Gees en as jy dit glo, is jy altyd vol krag. Want dis nie jou krag nie. Jy is altyd vol krag. Maar as jy nog vanaand voel jy, ek gaan sê, Here, vir 'n vars aanraak. Vir 'n vars aanraak. Nie sodat jy aangeraak kan voel nie, maar sodat hierdie goed wat die Bybel sê, dat jou realiteit kan wees. Sodat jy môre weer kan getuig. Sodat jy môre weer kan wees, hy's nie beperk nie. Sodat jy môre weer kan sien, hy kan selfs in die vlees opereer, nie net in die gees nie. Sodat jy môre as jy op kan staan, kan oorvloedige hoop hê. Te veel as dit jy nodig het. Want die teenwoordige krag van God oor dit. Sy Gees. Mag dit jou deel wees. Ek gaan die span wat vra wat saam met ons gaan bid. Waar is julle? Kom staan almal so mee voor. As die klop mense vra om te help bedien. Staan so mee voor saam met ons. Hy staan so 'n bietjie links op. Dan moet hy net regs is. Al die geredde die kant. Maar die ding wat jy nou dadelik gaan doen is, jy kyk nou op die staan hier voor en jy weet nou geestelike volwassenheid. By wie gaan ek nou gaan bid, wat die grootste effek het op my? Kerk, kom. Kan ons maar eerlik wees, hè? Okay, hy moet, ja. Die gesalte van die Here. Hy drup van die vettigheid. Nee, vettigheid. Ek het nie. Dis 'n goddelike voorreg as jy gedrup van die vettigheid. Maar die Bybel sê in daai selfe Handelinge 4, Petrus en Johannes maak iemand gesond. Hy vra, weet jy wat sê hulle sê, silwer en goud het ons nie. Dit wat jy eintlik nodig het, kan ons nie vir jou doen nie. Maar wat ons het in die naam van Jesus Christus staan op die doop. So hierdie mense wat hier voor staan, waarby, nie een van ons kan vir jou enigiets doen nie. Dis net die Gees van God. Dis net die Heilige Gees, die teenwoordige krag van God geopenbaar in jou lewe wat vir jou iets kan doen. Al wat nou gaan gebeur is, ons gaan nou net doen wat die Bybel sê, 2 of 3 gaan saamstem en saam bid oor 'n saak. Here, maak my bewustheid, vul my weer opnuut, mag ek sien wat ek moet sien, mag ek weet wat ek moet weet in my gees, mag dit 'n realiteit wees. En hulle gaan vurig bid, hulle is voorberei. Jakobus sê die vurige gebed van 'n gelowige het groot krag. Hulle gaan bid dat die spoeg spat. Maar mag terwyl hulle bid, mag die krag aangaan. Mag die prop aangesit word, net weer. Dat jy weer bewus word daarvan. Ek herinner jou aan 'n storie. Dan gaan ons saam bid. Jesus soek sy skoonpa, sy vee wat weggeraak het. Hy is baie op sy senuwees, want hy is sy skoonpa. Ek sou ook op my senuwees gewees.
En hy kom by 'n bos aan, 'n braambos, wat brand. En terwyl hy by die braambos staan en hierdie storie nader kom en bekyk, want dit is baie interessant, die braambos brand, maar hy brand nie uit nie. Begin die bos met hom praat. Jy kan nie gaan lees. En die bos sê vir hom, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. Hy trek sy skoene en staan en hy vra, wie praat met my? En laat hy sy ontmoeting met die Here, met God self. En wat ek altyd so al filosofies vra, want daar is 'n rede vir dit is. Was die grond waarop Moses geloop het altyd heilig? Of het hy net bewus geword daarvan dat dit heilig is? Partykeer is dit nie dat God se gees teen ons werk en wil en beweeg nie. Ons is salig onbewus. Partykeer moet ek net 'n oomblik vat, soos wat ek jou nooi in die oggend en sê, Here, ek ontvang net weer u krag. Ek het dit reeds. Maar dit is soos die prop wat in die muur ingesit word deur die jenner. Here, ek is net bewus, die gees, die volheid van die krag, die woordig in my lewe vandag, is met my. En as dit geopenbaar word in goedheid wat uit my vloei, dankie. As dit openbaar word deur oorvloedige hoop, dankie. As dit openbaar word deur 'n getuienis vandaglik, mag dit openbaar word. As dit openbaar word deur 'n wonder en 'n teken wat my gaan het verbaas staan, Heilige Gees, dankie. Ek is bewus van die krag. Kom ons bid. Heilige Gees en krag. Heilige Gees en krag. Here, dankie dat ons nou die Heilige Gees kan bewus word van wie hy is. Heilige Gees, die teenwoordige krag van U is vir ons genoeg. Dit is meer as genoeg. Dit is al wat ons nodig het. U kan selfs ons fisiese liggame aanraak. Ons fisiese situasie aanraak. Ons fisiese realiteit kom verander. En Heilige Gees, nou soos die wind waai, vaai soos U wil, maak soos U wil, en raak nou aan, in Jesus naam. Amen. Ek wil graag saam met almal bid, so ek gaan jou vra, kom op vorentoe, dat ons saam met jou gaan bid, dat die Here jou gaan vars aanraak, deur sy krag. Ek en Flip gaan vir jou lied sing.